You held me close when I was small, taught me how to stand up tall. Every prayer you whispered low, planting seeds so faith would grow. Faithful hands lifting me to you, showing me the love that's true. Through the storms, through the night, you were my beacon, my guiding light. Now I see the weight you bore, sacrifice. Ons skriflesing vanmôre is dalk nie wat mens heeltemal sou verwag van 'n Vadersdagdiens nie, maar ek gaan vir julle vra net so 'n bietjie saam met my te volg en dan gaan julle sien waar kom ons uit vandag. So ons lees saam uit die 2020 vertaling, Matteus 10 vers 34 tot 39. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om 'n wig in te dryf tussen 'n man en sy vader en tussen 'n dogter en haar moeder en tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. En 'n mens se vyande sal sy eie huismense wees. Wie sy vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie, en wie sy seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie, en wie nie sy kruis opneem en my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe behou, sal dit verloor, en wie sy lewe te wille van my verloor, sal dit behou. Tot hierdie skriflesing vandag. Weet nie van julle nie, maar hierdie is een van daai skrifgedeeltes wat my altyd so bietjie ongemaklik laat voel het as ek dit gelees het, voordat ek regtig verstaan het waaroor dit gegaan het. Ek kon nie dink hoe Jesus nou sê dat hy nie vrede bring nie. Hy is dan die prins van vrede. Hoekom wil Jesus nou skielik 'n wig indryf tussen my en my geliefdes? As 'n ma van 2 jong kinders, is my primêre instink om hulle te versorg en te beskerm. En nou sê Jesus, ek moet bereid wees om hulle te versaak. Ek weet daarom nou nie mooi, hoe sou ek dit regkry nie? Hierdie kan alles baie verwarrend wees, en ek dink as ons eerlik is, kan dit ons selfs bang maak om Jesus werklik te volg, want ons weet nie wat dit ons gaan kos nie. En dan kom fluister die ou duiwel in ons oor. O ja, so jy is nie bereid om jou kruis op te neem nie. Dan is jy maar nie Jesus waardig nie, so moet dit nie eers probeer nie. Ja, en dan het ons dan die wedloop verloor nog voordat ons begin het. So, hoe moet ons nou hierdie woorde verstaan? Ek dink wat belangrik is mense is baie keer geneig om net 3 of 4 versies uit die Bybel uit te neem en dit te gebruik om 'n argument te versterk of dit te verdraai om hulle doelwitte te pas. Maar 'n mens kan nie 'n Bybelvers net so uit sy konteks uitneem nie, want dan kan 'n mens daai paar woorde eintlik enigiets laat beteken. So die belangrike ding is om dit altyd in sy konteks te lees. So 'n bietjie agtergrond oor Matteus 10 is dat Jesus eerstens nie met die skare praat nie. Hy praat met sy 12 disippels. So hy spreek hulle nou direk aan. Mandrie, jy kan vir ons daai eerste enetjie daar sê.
So, Jesus gee dan vir hulle die krag om demone uit te dryf en die siekes te genees. En dan stuur hy hulle uit om in sy naam te gaan preek. Jesus kies 12 gewone mense en hy gee vir hulle die gesag en die krag om sy werk voort te sit. Die fokus hier is veral nie op hulle vermoëns nie, maar op Jesus se roeping en toerusting. Die tweede deel van Matteus 10 sê Jesus dat die disippels moet gaan verkondig dat die koninkryk naby gekom het. Hulle moet mense dien en die siekes help en God se liefde prakties gaan wys. Hulle moet die saadjies gaan plant van die nuwe lewe wat op pad is deur die Messias. Maar dan waarsku Jesus hulle ook. Hulle moet as Joodse mans uitgaan en met ander Joodse mans gaan vertel dat daar 'n nuwe boodskap is. En dit is dalk nie iets wat hulle noodwendig wil hoor nie. Mense hou nie van verandering nie. En die disippels moet nou vir hulle gaan wys dat daar nou iets nuuts aan die gang is. Dat daar nou 'n nuwe manier van dink aan die koms is. En dat God besig is om iets nuuts in die wêreld te doen. So daar gaan mense wees wat opgewonde is oor die disippels se boodskap en daar gaan mense wees wat dit gaan verwerp en eerder dinge gaan wil hou soos wat dit is. Jesus waarsku dan sy disippels dat hulle soos skape tussen wolwe ingestuur word. Hulle sal teenstand, verwerping en selfs vervolging ervaar. En vir party van die disippels gaan daai vervolging uit hulle eie huisgesinne uitkom. Dit gaan hulle eie families wees wat hierdie teenstand bring. Om Jesus te volg beteken nie 'n probleemvrye lewe nie. En getrouheid aan Christus het soms 'n prys om te betaal. Hoe meer mense na Christus in hierdie Joodse samelewing beginne draai, hoe meer konflik gaan daar wees in huishoudings, hoe meer konflik gaan daar wees in families, want dit is nou 'n Joodse ma en pa en 'n seun kom nou huis toe en sê hy wil nou 'n Christen word. En dan ons nommer 4, 3 keer moedig Jesus sy disippels aan om nie bang te wees nie. God ken hulle, God sorg vir hulle, en selfs die hare op hulle koppe is getel. So, ons moed kom nie uit ons eie omstandighede nie, maar uit die wete dat ons in ons Vader se hande is. En dan, ons teksgedeelte vandag. Jesus wys dat lojaliteit aan homself belangriker is as families, verhoudings of persoonlike gemak. Ware disippelskap vra dat Christus die middelpunt van ons lewe sal wees en daarom gaan die Joodse Christene soms moet kies tussen Jesus en hulle families. So nou verstaan ons hierdie teks 'n bietjie beter. Ons is baie gelukkig hier in Suid-Afrika dat baie mense uit Christelike huishoudings uitkom en dat godsdiens nie sommer konflik in ons familie sal veroorsaak nie. So ons slaak 'n sig van verligting. Meeste van ons hoef nie bekommerd te wees dat ouers teen hulle kinders gaan draai en kinders teen hulle ouers gaan draai as iemand nou gaan aankondig dat hulle nou vir Jesus gaan volg nie. Omdat godsdiens so ingeweef is in ons kultuur as Afrikaanse mense, is dit iets wat ons half van selfsprekend aanvaar. Maar dit is nie altyd die geval nie. Ek dink byvoorbeeld aan 'n moslem huisgesin waar 'n man by die huis kom en vir sy ouers sê hy gaan nou 'n Christen word. Nou is al hoe meer en meer ateïste in ons samelewing. So 'n persoon wat tot bekering kom, gaan dalk teenstand en weerstand kry by sy familie. Maar so die vraag is nou, as ons wat uit Christelike huise uitkom en nie hoef te kies tussen families en godsdiens nie, is hierdie gedeelte dan hoegenaamd van ons enigstens op toepassing?
Is daar enige iets wat ek en jy uit hierdie teks kan neem vandag op hierdie Vadersdag en dit op ons eie lewens kan toepas? Ek dink daar is tog. Daar is 2 punte wat ek graag wil maak en wat ek voel eintlik die kernpunte van hierdie teks is en wat verseker 'n verskil in ons lewens en in ons verhoudings kan maak. Die eerste punt wat ek raak sien in die boodskap wat Jesus vir sy disippels gee, is dat ons nie 'n afgod moet maak van die mense in ons lewens nie. Nou, hoe kan 'n mens 'n afgod van jou familie maak? So dit gebeur wanneer daar 'n wanbalans is van prioriteite en wanneer ons verhoudings met ons familielede plaas bo ons verhouding met God. Wanneer ons byvoorbeeld alles in ons vermoë doen om ons kinders die hele tyd gelukkig te hou, ten koste van ons huwelik of ten koste van ons verhouding met die Here, dan ontaard die huishouding in chaos. Wanneer ons van ons huweliksmaat verwag om ons lewens konstant met vreugde te vul, dan plaas ons uitermate gestremming op ons verhouding. In ons teks vandag sê Jesus iets wat aanvanklik skokkend klink. Dat ons liefde vir hom groter moet wees, selfs as ons liefde vir ons eie familie. Jesus sê nie hiermee dat ons gesinne moet verwaarloos nie, of vir hulle minder lief moet hê nie. Die Bybel beklemtoon juis die belangrikheid van liefdevolle familieverhoudings. Wat Jesus wel aanspreek, is die menslike neiging om familie die plek in ons harte te gee, wat eintlik aan God behoort. So ons verafgod familie, wanneer ons identiteit, ons sekuriteit, ons geluk, of ons lewensdoel in ons kinders, ons ouers, ons huwelik, of ons familie-erfenis soek, in steede van by God. Dan begin ons besluite te neem op grond van wat ons familie van ons verwag, eerder as wat God van ons vra. Familie is 'n wonderlike gawe van God, maar dit is 'n swak plaasvervanging vir 'n verhouding met Jesus. Geen mens kan die rol van God in my en jou lewe vervul nie. Maar wanneer God eerstens in ons lewe staan, verloor ons nie ons familie nie. Inteendeel, ons leer om hulle reg lief te hê. As ons familie eerste kom, plaas ons dikwels onrealistiese verwagtinge op hulle, om ons gelukkig en vervuld te maak. Maar wanneer Christus die middelpunt van ons lewe is, ontvang ons familie as 'n geskenk uit God se hand, eerder as 'n afgod. Dan is ons ook bereid om aan God gehoorsaam te wees, selfs wanneer dit moeilik is, of selfs wanneer ons familie nie ons geloofsbesluite verstaan nie. Die tweede kernpunt is dat God vir ons sorg, soos 'n perfekte, liefdevolle Vader. Baie mense het ingewikkelde verhoudings met hulle aardse paas, vol konflik en hartseer. Maar ons Vader in die hemel is so lief vir ons, dat hy elke oggend die hare op ons kop tel. Jesus beloof dat diegene wat bereid is om hulle lewe ter wille van hom te verloor, dit werklik sal vind. Wanneer God ons hoogste prioriteit is, ontdek ons juis die vryheid, vrede en die doel waarvoor ons geskep is. En dit is juis vanuit hierdie verhouding wat ons gesinne met groote wysheid, geduld en liefde kan dien. Uiteindelik roep Jesus ons nie om ons families prys te gee nie, maar om hulle in die sorg van ons hemelse Vader toe te vertrou.
Dit is juis omdat God ons meer lief het as wat ons self of ons geliefdes ooit kan hê, dat ons hom eerste kan stel. In dieselfde hoofstuk herinner Jesus sy disippels dat nie eens 'n mossie op die grond val sonder die Vader se wete nie, en dat ons baie meer werd is as baie mossies. Die God wat ons geskep het, wat sy seun vir ons gegee het, en wat elke dag, elke haar op ons koppe tel, is getrou om vir ons en vir ons families te sorg. Daarom hoef ons nie uit vrees aan mense vas te klou of alles self te probeer beheer nie. Ons kan met vertroue ons geliefdes aan God toe vertrou, wetend dat die Vader se hand sterker is as ons eie en sy liefde groter is as ons grootste bekommernisse. Wanneer ons God eerste stel, verloor ons nie ons familie nie. Ons plaas hulle in die veiligste hande denkbaar, die hande van ons hemelse Vader. Kom ons sluit ons oë, ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir u liefde, genade en trou, wat ons vandag weer in die woord kon hoor. Dankie dat u die volmaakte Vader is, wat ons ken, beskerm en versorg, selfs wanneer die pad moeilik raak. Help ons om u bo alles lief te hê en op u te vertrou met ons hele lewe, ons toekoms en ons families. Op hierdie Vadersdag bid ons veral vir die paas, oupas en vaderfigure in ons gemeenskap. Seën hulle met wysheid, geduld, moed en liefde. Versterk hulle waar hulle moeg word. Vertroos hulle waar hulle swaar kry. En herinner hulle dat hulle waarde en identiteit in u gevind word. Ons bid ook vir die wat hierdie dag moeilik vind, vir die wat 'n vader mis, wat verlies ervaar het, of wie se familieverhoudings gebroke is. Laat hulle die troos en omhelsing van die Vaderhart beleef. Terwyl ons nou uit mekaar gaan, stuur ons as u disippels die wêreld in. Help ons om u eerste te stel, u getrou te volg en die liefde uit te leef in ons huise, gemeenskappe en ons werkplekke. Amen. God die Vader sal julle altyd lief hê. God die Seun sal julle altyd genadig wees. God die Heilige Gees sal u altyd vertroos en in sy waarheid lei. Amen. Consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul,